Broers en susters, namens die Engelbrecht Pastorie wil ek elkeen van julle 'n voorspoedige 2022 toewens. Vir diegene van julle wat nog in die werk is, hoop ek dat julle heerlik uitgerus is na die vakansie en dat julle sommer weer lus is vir 'n nuwe jaar en al die nuwe dinge wat wag. Maar vir almal van julle hoop ek dat die Kerkseisoen 'n fees was. Ek hoop dat julle die kuier saam met familie geniet het en dat verhoudings dit daarom oorleef het. En vir die van julle wat alleen was, hoop ek regtig dat die teenwoordigheid van die Vader self vir julle hierdie seisoen ook met 'n warmte gevul het. En laastens hoop ek dat 2022 vir ons almal meer mooi dinge sal inhou as lelik. En dat dit 'n einde sal bring aan al hierdie COVID-beperkings en vrese. Ag, laat ek nou sommer met die jaar begin met hierdie ou oorbekende storieetjie. Ek dink die meeste van julle sal dit ken. Maar dit is die storie van die man wat hy was dringend op soek na werk gewees en toe sien hy 'n advertensie in die plaaslike koerant dat daar 'n pos by die dieretuin beskikbaar is. En hy soen toe en hy kry toe dadelik sommer die werk. En die dieretuin se bestuurder het om die hartseer storie vertel dat die enigste gorilla van die dieretuin skielik dood is. En dat die gorilla een van die hoofattraksies van die dieretuin was. Gelukkig het die media nog nie daarvan te hore gekom nie en hulle het reeds 'n nuwe gorilla bestel, maar soos julle weet is gorillas baie skaars en hulle kon eintlik nog nie een opspoor nie. En die dieretuin se plan was toe dat hulle hierdie man aanstel en dat hulle vir hom 'n gorilla kostuum gee en dat hy dan in die gorilla hok inklim en dan maak asof hy die gorilla is. Hulle het gevoel niemand sal dit ooit agterkom nie. Ag net totdat hulle nou 'n nuwe gorilla kan opspoor. Anders het die dieretuin bestuurder gesê, anders kan die dieretuin duisende rande verloor want mense gaan net nie meer kom nie want die gorilla is nie daar nie. Die man was desperaat vir werk en dit het nie vir hom geklink na so 'n slegte werk nie. So hy het die kostuum aangetrek en in die hok geklim. Nou, die kostuum was natuurlik warm geweest, maar hy het eintlik baie geniet want hy was verskriklik gewild geweest onder die besoekers. Die mense het gereeld by sy hok kom staan en hom dopgehou. En toe die man later agtergekom, maar as hy toertjies doen, dan cheer die mense vir hom en soms as hy nog gelukkig is, dan gooi hulle peanuts vir hom of piesangs of wat ook al. So hy het al hoe meer sy werk begin geniet en hy het agtergekom, een van die gewildste toertjies waarvan die besoekers die meeste hou, is as hy aan een van die bobbejaantoue wat in sy hok was geswaai het en dan op sy bors gekap het asof hy nou 'n gorilla was. Dan het die mense gegil van die lekker kry en as hy nou regtig rof geswaai het, dan kon hy so bo oor die leeu se hok wat langs aan hom was, kon hy so bo oor die leeu se hok geswaai het. En wanneer hy so op sy bors gekap het, dan het die leeu nou gebrul en na die gorilla toe gekap. Maar hy was toch gelukkig hoog genoeg, so die leeu kon hom nooit bykom nie. Maar die besoekers hulle was in ekstase elke keer as dit gebeur, dit was vir hulle wonderlik geweest. Maar toe, eendag soos die noodlot dit nou wil hê, toe hy nou so 'n lekker swaai gee, oor die leeu se hok, toe breek die tou en hy beland toe in die leeu se hok. En die leeu het gegrom en hom aangegluur en die man in die gorilla kostuum het benoud uitgeroep, help, ek is die regte gorilla nie, help! En toe storm die leeu op hom af en die leeu spring bo op hom en so met sy bek so in sy gesig fluister die leeu vir hom, as jy nie jou mond gaan hou nie, gaan ons albei nog ons werk verloor. So, hoe vertel ek nou vir julle die storie? Ons staan vandag stil by Lukas se weergawe van Jesus se doop en per implikasie ook laat dit ons ook nadink oor ons eie doop. Die doop bevestig dat ek en jy nie maar net die kostuum van 'n Jesus-volgeling kan aantrek nie. Ons kan nie maar net alleen leef nie. Ons kan nie maar net maak asof ons Jesus volgelinge is nie.
Ons kan nie onder 'n vals identiteit leef nie, want ons het 'n nuwe identiteit in Jesus Christus gekry. En daarom het die vroeë kerk hierdie gebed aan die begin van die jaar gebid, waarmee ek ook dan vandag se diens wil begin. Kom ons bid saam. Kom, o Heilige Gees, kom. Kom as heilige vuur en brand in ons. Kom as heilige wind en waai ons skoon. Kom as heilige lig en lei ons. Kom as heilige waarheid en leer ons. Kom as heilige liefde en omvou ons. Kom as heilige krag en inspireer ons. Kom as oorvloed lewe en oorstroom ons. Verander ons. Vorm ons. Totdat ons heeltemal word soos God wil. Kom, o Heilige Gees, kom. Amen. Ek dink ons kan maar elke oggend van hierdie jaar hierdie gebed bid sodat ons bewus bly van die Heilige Gees wat ons lewens wil vorm. Maar ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons skriflesing vanoggend is uit Lukas 3. Ons lees Lukas 3 vanaf vers 15. Die volk was vol verwagting en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord: Ek doop julle met water, maar my meerdere kom en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in sy skuur bymekaar bring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook vir Herodes die heerser tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer en al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het. Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop en terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan. En het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Ek wil net so 'n paar gedeeltes net vir julle uit the Message ook lees. It said vir my so mooi: The interest of the people by now was building. They were all beginning to wonder, could this John be the Messiah? But John intervened. I'm baptizing you here in the river. The main character in this drama, to whom I'm a mere stagehand, will ignite the kingdom life, a fire, the Holy Spirit within you, changing you from the inside out. He's going to clean house, make a clean sweep of your lives. He'll place everything true in its proper place before God. Everything false, he'll put out with the trash to be burned. Ek weet nie wanneer laas het jy gekyk na die opskrif op 'n grafsteen of op 'n nisplaatjie nie. Gewoonlik staan die persoon se naam is daar en sy geboortedag en die sterfdag. En dan partykeer so 'n kort sinnetjie. Dit lyk min of meer mos nou so. Ernie Leroy Codrington, 31 Januarie 1944 tot Mei 25, 2014. Bye for now. Ek het nogals gewonder, som hierdie paar feite nou regtig 'n mens se lewe op? Is dit wat ons wil weet oor iemand se lewe, wanneer hy geleef het en hoe lank hulle geleef het? Ja goed, die datums vertel ons iets van die tydperk waarin hulle geleef het, hoe die wêreld gelyk het en wat toe gebeur het.
Maar ons kan so gefokus wees op daardie twee datums, sy geboortedatum en sy sterfdatum, dat ons die belangrikste deel van enige grafsteen of nisplaatjie wat 'n betekenis gee aan hierdie twee datums miskyk. Dis wat tussen daardie twee datums gebeur, die aandagstreepie. Of dan wat nie daar staan nie. 'n Hele lewe, alles opgesom met die een ou kort aandagstreepie. Die ding is dat daardie ou kort aandagstreepie wat tussen jou geboortedag en jou sterfdag lê, aandui wat jy met jou lewe gedoen het. Dit sê eintlik wie jy is of dan wie jy was. Die ironie is dat ons so kort streepie gebruik om die belangrikste deel van iemand se lewe aan te dui. Dit is nog maklik om neer te skryf wanneer iemand gebore is en wanneer hy gesterf het, maar dit is verseker baie moeiliker, maar ook baie belangriker om tog te sê hoe iemand geleef het. Lukas is nou hier in Lukas 3 by die aandagstreep van Jesus se lewe. Dis nie meer Kersfees nie en dis nie Paasfees nie. Dis nie sy geboorte of sy sterfte nie. Nou van die eerste 30 jaar van Jesus se lewe weet ons nie veel nie. Sommige van die apokryfe boeke vertel ons iets daarvan, maar die evangelies begin Jesus se verhaal eintlik met sy doop, met sy bediening, die begin van sy bediening. Soos die geval was met die meeste rabbies, begin Jesus op die ouderdom van 30 jaar oud met sy bediening as rabbi. Nou, typies Lukas, wil hy nie Jesus se aandagstreepie binne 'n vakuum plaas nie. En daarom aan die begin van hoofstuk 3 kan jy gaan lees, noem hy gou 'n paar historiese figure van daardie tyd. Sodat ons, die leser, kan weet dat die hooffiguur van die evangelie, Jesus, nie 'n fiktiewe persoon was nie, wat maar net deur hom en ander skrywers opgemaak is hier. Maar dat hy regtig binne 'n spesifieke tyd geleef het hier op aarde. En dan baie belangrik, sê Lukas vir ons, begin Jesus se bediening met sy doop. Nou, teoloë het deur die eeue nog altyd geworstel met die vraag, waarom het Jesus hom laat doop? Johannes die Doper het dit self ook gewonder. Dit is belangrik om net op te merk, voordat ons verder gaan, dat anders as die doop waarmee die disippels later gedoop is, en waarmee hulle nuwe gelowiges gedoop het. Die doop wat saam geloop het met Jesus se opdrag om mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop, was die doop van Johannes die Doper iets anders. Dit was 'n bekeringsdoop. Dit was baie belangrik, nie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. So ons bedien vandag dis in die kerk nie meer die doop van Johannes die Doper nie. Ons bedien die verbondsdoop. Want Jesus se opdrag was nie om voort te gaan met die doop van Johannes die Doper nie, maar om die sakrament van die doop te bedien in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So dit los ons nog steeds met die vraag, so waarom is Jesus dan gedoop met die doop van Johannes die Doper? En die meeste teoloë sê dat dit Jesus se visuele demonstrasie was dat hy regtig eens is met ons as sukkelende asemhalers. Met ons vrese, met ons dwaasheid, met ons mislukkings, met ons gesukkel met sonde. Dat hy met ons is al die pad tot in die modder van die Jordaanrivier. Maar ook dat hy ons kan help. Omdat hy sonder sonde was. Omdat hy nie regtig bekering nodig gehad het nie. Michael Wilcox stel dit helder in sy kommentaar op Lukas. Hy sê, Luke is setting forth the grand paradox that Jesus in his baptism declared both his solidarity with and his distinction from the rest of humanity. Net iemand sonder sonde kan ons volmaak help. Daarom volg ons Jesus. Scott McKnight, die Nuwe Testamentiese teoloog, verduidelik waarom Jesus se doop so belangrik is vir ons. Hy sê, because in so repenting for us, Jesus begins to unleash the power of the Holy Spirit for
his followers. So verstaan nou mooi, dat die klimaks van hierdie storie nie Jesus se doop is nie. Om die waarheid te sê, Lukas noem dit eintlik maar so in die verbygaan. Die klimaks van die storie is Jesus wat bid, en dan terwyl hy bid, gaan die hemel oop. En was haar stem met die hemel. Vir Lukas was dit wat na Jesus se doop gebeur het, baie belangriker. Alhoewel Jesus se doop vir ons belangrik is, was dit wat na dit gebeur het, eintlik die hoofgebeure. So waar mense wat hulle met Johannes se bekeringsdoop laat doop het, eintlik daarmee erken het dat hulle verhouding met God krom en skeef was, kon verklaar God oor Jesus, dat Jesus en sy verhouding reg is, dat Jesus aanvaarbaar is vir die Vader. God sê met sy eie stem, Jesus is die een. Jesus is die koning. Soos geen mens voor hom nie, is Jesus van die begin af in 'n ware verhouding met God die Vader. Hy is in die ware sin van die woord God se seun. God self sê so, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Nou, natuurlik kan ons ook dit wat met ons doop, met ons gebeur, deurtrek. Daar's 'n verbintenis tussen Jesus se doop en ons doop. Want ons doop kan ook gesien word as 'n eerste woord van God se kant af oor hoe lief hy vir ons is en hoe hy ons aanvaar. Ons verbondsdoop is juis die teken dat God sê, jy is okay want jy is my kind. Ek is mal oor jou. Martin Luther, die kerkvader, het 'n lewenslange gewoonte gehad. Elke oggend as hy opstaan, het hy by die waswater gestaan en dan het hy 'n kruisie op sy kop getrek en hy het vir homself gesê, onthou Martin, jy is gedoop. Hoekom? Want die doop vertel jou wie God is en wie jy is. Die feit dat ek en jy gedoop is, verander alles. Ons wat gedoop is kan gerus maar vir Martin Luther volg in hierdie gewoonte. En onsself gedurig deur herinner. Want die feit dat ons gedoop is, kan die aandagstreepie van ons lewe nogal betekenisvol maak. Kom ek noem vir julle 'n voorbeeld. Ek weet nie hoeveel van julle die storie ken van die Amerikaanse landbouwetenskaplike George Washington Carver nie. Hoeveel julle van hom weet nie. Ek bely, ek het nie baie van hom geweet nie, totdat ek van hom in my voorbereiding gelees het nie. Nou George Washington Carver was 'n Amerikaanse landbouwetenskaplike wat in die vroeë 20ste eeu baanbrekerswerk gedoen het rondom die navorsing oor die grondbootjie, die peanut. Nou hulle sê hy is een van die hoofredes, is regtig so, van die hoofredes waarom 'n PJ broodjie so gewild is. Dis nou 'n grondbootjie botter en stroop broodjie. Hy was in elk geval een van die mees invloedryke wetenskaplikes van die vroeë 20ste eeu. Nou in 1921 is George Washington Carver gevra om die Amerikaanse Kongres in Washington toe te spreek oor sy navorsing rondom die grondboontjie. Hy moes onder andere getuig het oor die medisinale sowel as die kommersiële potensiaal van die grondboontjie. Nou Carver het daardie dag het hy sy spreekbeurt geduldig afgewag. Maar wat jy dalk moet verstaan nou is hy was die enigste swart spreker in 'n lang lys van sprekers wat daardie dag die Kongres moes toespreek. En onthou nou dit was kort na die Amerikaanse burgeroorlog en George Washington Carver was gebore as 'n slaaf, hy was 'n vrygestelde slaaf. En die hele dag het hy die vyhandigheid van die lede van die Kongres teenoor hom aangevoel. En hy het ongemaklik en skrikkerig gevoel. En uiteindelik was dit sy beurt, hy is vorentoe geroep. En terwyl hy vorentoe loop, is daar allerlei herhalende opmerkings na sy kant toe geslinger.
Een van die komiteelede het besluit om sy voete op die tafel te sit en sy hoed oor sy oë te trek asof hy aan die slaap gaan raak, omdat hy nie na die swart wetenskaplike se navorsing wou luister nie. Op daardie punt het Carver later vertel, wou hy omdraai en huis toe gaan. Die opmerkings van die kongreslede het hom seer gemaak. Maar hy het sy waardigheid behou. Jy sien, nie net was die pad wat hy tot daar in sy lewe geloop het, 'n moeilike en opdraande pad nie. Maar George Washington Carver was ook 'n kind van die Here. So terwyl hy vorentoe loop, het hy homself herinner aan sy doop en aan wie hy is. Hy skryf later daaroor, hy sê, wat hy vir homself gesê het was, wat ook al hulle oor my sê, ek weet wie ek is. Ek is 'n kind van God. My doop herinner my daaraan. Kan julle dit mooi hoor? Deur sy doop weet hy wie hy is en wie sin hy is. Dit is die identiteit wat vir hom moed gee om voor die kongres te gaan staan en sy kennis met hulle te deel. Sy identiteit is in die eerste plek gedoopte kind van die Here. Alles wat daarna kom is sekondêr. Toe George Washington Carver voor by die podium kom, het hy sy vertoontas oopgemaak en hy het met sy aanbieding begin. Elke spreker het daardie dag 20 minute gekry, maar so boeiend was George Washington Carver se aanbieding, dat die 20 minute verbygevlieg het, en toe sy tyd verby was en hy wou gaan sit, het die voorsitter gevra of daar nie nog tyd by sy aanbieding gevoeg kon word nie. En nie een van die kongreslede het daarteen gestem nie. Carver is daarna weer en weer tydsverlengings gegee en uiteindelik het hy vir langer as 2 ure die kongres toegespreek, terwyl sy gehoor aan sy lippe gehang het en vasgevang is deur sy verduidelikings. En toe hy klaar is, het die kongres opgestaan en hom 'n staande ovasie gegee. So wat het George Washington Carver daardie dag lank terug die moed gegee om ondanks en ten spyte van alles op te staan en sy werk te doen? Die wete dat hy gedoop is, die wete dat hy aan God behoort. Later sou George Washington Carver, wat verskeie nuttige gebruike vir die grondboontjie ontwikkel het, so oor sy geloof skryf. Hy sê, when I was young, I said to God, God, tell me the mystery of the universe. But God answered, that knowledge is reserved for me alone. So I said, God, tell me the mystery of the peanut. Then God said, well, George, that's more nearly your size. Jy sien, jou doop verander alles. En dit maak nie saak wat in 2022 vir jou wag nie. As jy net kan begin verstaan en glo dat God jou eerste lief gehad het en dat hy 'n plan het met jou lewe en dat niks anders regtig saak maak nie. Want dit beteken, jy hoef nie te perform vir God sodat jy vir hom aanvaarbaar sal wees nie. Hy het dit reeds vir jou gesê met jou doop, jy is aanvaarbaar. Jou selfbeeld, jou selfwaarde word bepaal deur wie jy is in Christus Jesus en nie deur wat jy doen of wat jy bereik of wat mense van jou dink nie. Ons doop is baie meer as bloot net die wegwassing van sonde. Ja, dit is dit ook, maar die doop verteenwoordig jou identifikasie met Jesus Christus. Die doop is jou inlywing in die liggaam van Christus. Dit is die bewys dat jy deel is van die liggaam van Christus, dat jy deel is van God se familie. So leef daaruit, leer om daaruit te leef. Jy is gedoop.
Jy's nie op jou eie nie, jy behoort aan God. Jy's deel van God se familie. En die wete verander die aandagstreep van jou lewe. Dit verander dit in 'n vreugdevolle, hoopvolle, vredevolle, liefdevolle, betekenisvolheid. Maar die feit dat ons as disippels met die onuitblusbare vuur van die Heilige Gees aangevuur word, dit vul jou aandagstreepie met 'n nog dieper betekenis. Dit maak jou aan die brand vir Jesus en steek die wêreld aan die brand met hoop en liefde en vrede en geregtigheid. Ek wil afsluit met die storie van die klein Engelse gemeentetjie wat deur hulle biskop besoek is. Maar die gemeente was eintlik maar so 'n ou slaperige klein gemeentetjie daar langs die Theemsrivier in Londen. En die dominetjie van die gemeente was maar moedeloos en depressief tydens die besoek van die biskop. Omdat hy gevoel het dat hulle as gemeente eintlik niks bereik het, dat hulle niks het om te wys nie. En uiteindelik bely hy toe teenoor die biskop. Hy sê, ek kan nie sê dat ons gemeentetjie die rivier Theems aan die brand steek nie, maar ons doen wat ons kan. En die biskop het hom toe in die oë gekyk en vir hom gesê, jong man, ek is nie vir 'n oomblik geïnteresseerd daarin of julle die Theems aan die brand steek of nie. What I do want to know is, if I take you outside and throw you in the River Thames, will you sizzle? So dis die vraag waarmee ek jou en myself en ons gemeente wil konfronteer so in die begin van die jaar. Nie sal ons melkbos aan die brand steek met dit wat ons reg kry nie, maar net dit, as ek jou in die branders van melkbos gooi, sal jy sizzle. Mag jy vir jare leef met die wete dat God jou eerste lief gehad het. Mag jy leef met die wete dat hy jou oneindig lief het. Mag jy leef met die hoop dat God deur jou en deur my en deur ons gemeente die wêreld met sy liefde en sy genade en sy geregtigheid wil aanraak. As jy hom sal toelaat. Amen. Kom ons bid saam. Here, so aan die begin van hierdie jaar wil ons al ons hoop en ons drome en ons vrese voor u voete kom neerlê. Here, en daarmee wil ons kom oorgee. Wil ons kom erken, ons behoort aan u. Here, ons is niks, ons kan niks regkry sonder u liefde, sonder u genade, sonder u hand wat oor ons die wag hou nie. Here, ek wil bid vir elke lidmaat van ons gemeente. Ek wil bid dat u Heilige Gees hulle aan die brand sal steek, sodat hulle die Vader sal eer. Sodat hulle sal ervaar dat hulle in gemeenskap met Jesus leef. Dat hulle toegerus word met die krag van die Heilige Gees. Dankie Jesus dat ons dit van u kan vra vandag. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en in julle sy vrede gee. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen.